ons weet, Here, wat het op Pinkstersondag gebeur, Here. Ons weet, Here, en ons kom staan vanoggend werklik, Here, in U heilige teenwoordigheid, Here. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, as hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele vertrek gevul waarin hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in die tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Is jy vanoggend opgewonde oor wat die Here vir jou kan kom doen vanoggend? Yes, daai was flou. Is jy opgewonde oor wat die Here vir jou vanoggend kan kom doen? Daar's hy. Soos ek reeds gebid het ook, dit is Pinkstersondag. Ek kan imagine. Ek dink as ons dink om saam met Jesus te kon lewe op die aarde, daar te wees van die blindes gesien het, verlamdes opgestaan en geloop het, en dit moes amazing gewees het, amazing, en die disippels het absoluut hulle lewe opgegee, en hulle het Jesus gevolg, en hier is Jesus gekruisig, en hier is Jesus in 'n graf, en na 3 dae is hy weg, en Maria ontmoet hom, en dan het Jesus opgevaar, en wat gebeur nou? Hoe moes daai disippels gevoel het? Wat het in hulle binneste ingegaan? Hulle hele fondasie is nou onder hulle uitgerak, heeltemal. So, toe was hulle in Jerusalem bymekaar, en dit is 10 dae na Jesus se opvaar, wat hy opgevaar het, en God het net perfekte timing. Hy het absoluut, is dit nie in my en jou lewe ook so nie. So ek sê baie, Here, asseblief, time is running out nou, asseblief, jy moet nou deurkom. Op God se perfekte tyd kom hy deur. Nie wanneer dit vir my gemaklik en gerieflik is nie, op God se perfekte tyd. En soms moet jy in jou lewe 'n klomp afdraaipaaie loop. En soms kom jy op 'n plek wat jy, en die duiwel kom, en jy's nie goed nie, en jy sal dit nie maak nie, en jy's arm gebore, jy sal arm dood, jy's 'n dronkie, jy sal dood as 'n dronkie, en ek en jy, ons entertain die duiwel. Ek en jy vat daai wat hy in ons ore fluister, ons vat dit vir ons hak dit hier aan ons nekke, en ons loop die wêreld, arme Perisies tog man, shame man, kry my net 'n bietjie jammer asseblief, hoe kan julle so hard wees met my, want my wêreld het begin draai om myself. Wat is die opdrag? Gaan julle maak disippels van al die nasies, nie net van jouself nie. Nie net van jouself nie. As 'n ou na my toe kom en hy bring die evangelie vir my, en die lig gaan op of aan, en ek word oortuig van my sonde, en ek bely, en ek het 'n ware bekering. Nie, soos ek gesê het, 'n mooi liedjie nie, nie 'n mens nie. Hoor, as daai ou se hande op my lê, gaan so en so gebeur, ek skiep maar daai ene, ek wag vir daai ene, ek sal so in 'n ry staan, ek sal wag vir daai ene, want hy is spesiaal. In God se oë is ons almal gelyk. God se oë is ons almal gelyk. Jy kan jou hande op iemand lê en vir hulle bid, en hulle sal genees word. Dis wat die woord sê. Nie wat ek sê nie, die woord sê, ja, hou op jouself so doubt. Hou op so twyfel aan jouself. Asseblief, staan op vir wie God jou geroep het om te wees. So, nou ja, en hier is hulle in hierdie bovertrek, en soos hier ook staan, soos 'n geweldige stormwind, en die Heilige Gees is uitgestort, en wat toe nou ook daarvan aan gebeur het, en wat het gebeur nou? Nou is die mense honger,
ons wil nog hê, ons wil nog hê. Dis nie van, hoe dis koud en dis nat en my bed is warm en ek gaan op die TV kyk, ek wil nou saam met medegelowiges wees, I want to be there, ek wil daar wees. Hulle het 'n opgewondenheid in hulle hart. En as jy nou so gaan lees, dan dink ek, okay, as ek ook nou my lewe tot 'n stilstand bring en ek kom nou elke dag sit in die kerk, en wat gaan gebeur? Ek gaan heel waarskynlik alleen opdaag hê. Ek gaan nie noodwendig in die week medegelowiges wees nie. Dit is die mag van die gewoonte wat die wêreld ingeval het. Ons loof en prys en aanbid God one day in a week. That is quite enough. Hy moet ook net nie te lank praat nie, hoor, want ek moet nog by die winkel ook uitkom. Ons sit vir God in 'n boksie. Ons kom na die gemeenskap van gelowiges toe on my terms. Jy moet net nie te veel Engels sing nie, hoor, want dit is 'n Afrikaanse kerk. Of jy moet ook nou nie te veel Afrikaans sing nie, want ons het mos nou weggebreek van die ou dinge. Soos God elkeen van ons wil kom bedien. In Engels, in Afrikaans, in watter taal ook al. En dit sê hier, hulle het in verskillende tale gepraat. Nie noodwendig in die geestelike taal. As ons praat van tale, dan dink ons nou aan hoe dit gebeur. Hulle het in verskillende tale gepraat. And sometimes I really pray, Lord, slat my met die Engels asseblief. Slat my met die Engels. Hoekom? Hoekom kom ons in sulke situasies? Wat gaan die mense van my dink? Man, so what? So what? Wat is my opdrag om die woord te verkondig? Dis my opdrag. Krom, skeef, hoog, laag, whatever. Soos wat vanoggend hier gebeur het. Ek gaan vir julle na die tyd sal ek vir julle 'n bietjie lees. Onthou my. Die Here gee vir my woord, maar normaalweg mos nou in Afrikaans wat ek verstaan. En hier gee die Here toe nou daai dag vir my 'n woord in Engels. Ek sê, "Jessie Here, hoekom sou jy nou Engels met my wil kom praat vir alle mense?" Maar in elk geval, so die disippels, weet te lekker wat gebeur nie. Het jy dalk vanoggend hier gestaan of gesit of gewat ook al, het jy 'n bietjie, Jessie, dis 'n weird plek om in te wees. Wat gaan hier aan? Wat gebeur hier? Ek ken nie dit nie. Het jy dalk 'n bietjie so gevoel vanoggend? Jy hoef jou hand op te steek nie. Jy hoef nie. Ek het self op 'n stadium gedink, okay Here, nou is dit, daar's nou niks van 'n mens nie. Dis die Heilige God wat aan die woord kom. As ons dit kan besef op 'n Sondagoggend, dis die Here God, die Almagtige, wat met jou kom praat. Man, nie die streepies hem wat daai ou vandag aan het nie, of whatever, of my vrou kom, sy sê, maak net jou kraag reg, maak net jou kraag reg, né? Vir God maak dit nie saak nie. God sê, kom net soos wat jy is. Hy het nooit gesê, hou op met dit, hou op met dit, hy sê, kom net soos wat jy is, and I'll surprise you. Ek gaan jou verras. Soms lewe ons mos, man, rof, onbeskof, daar in die gutter, want dit is, vir alles ons so lekker jonk is, dit is so lekker daar in die gutter, en, pa, ma moet net nie hoor nie, asseblief moet net iets sê nie. En God kom en hy kom haal vir jou uit. Net daar waar jy is, net daar in die gutter, kom haal hy vir jou uit. En is dit nie ons beste getuienis, as God jou daar uit hy, wil ek amper sê bloedpad kom uithaal nie. En hy kom was jou skoon met die bloed van Jesus Christus. Hy was jou skoon. Never mind wat die mense sê, never mind wat hulle oor jou met hulle skerp tonge uitgespreek het nie. Never mind. Wanneer ek en jy oor ons eie lewe dink, nee, dan dink ons nie eintlik aan wat het ek al gedoen nie,
dalk wanneer ons al hier op ons ouderdom is, dan wonder ons dat ek kon dalk so, ek kan vir jou sê onvoorwaardelik as Peri nie die pad gestap het wat Peri gestap het nie, weet ek nie of ek vandag hier sou gestaan het. Ek weet nie. Ek weet regtig waar nie. Sou ek dalk opgeslurp geraak het in die ratreis, dan maar mooitjies wat die wielietjie mos ook, dan moet net genoeg geld wees om hierdie grindkaart te betaal. Die bank moet net nie die meubels kom opskryf. Hoe maak hulle dit? Ek dink hulle plak 'n sticker op hulle, ek weet nie. Maar never mind nou. Of wanneer die bank jou kar wil kom haal, aan jou deur, dan sê jy vir jou kinders, bly stil. Want ons hou so vas aan die dinge van die wêreld. Want ons kry ons identiteit in dit wat ons het, in dit wat ander mense kan sien. Dit wat hier aangaan, kan mense nie sien nie. En dit is die belangrikste. Dit is die grootste bate wat jy in jou lewe kan hê, is dit wat hier in jou hart aangaan. Dit wat tussen jou en God aan die gang is. Ons staan in praise and worship nou en daai kleintjie hardloopie en hy val en hy staan op 'n hardloop en hy val en hy hardloop en hy val en ek dink, Here, is dit nie so hoe ons verhouding met U is nie. Ons hardloop en ons is op 'n hype en boef val ons. Wat gebeur of wat moet gebeur? Jy moet opspring. As jy val, moet jy opspring. Moenie bly lê nie. As jy gaan bly lê, gaan die duiwel jou kom, hy gaan vir jou kom vaspen daar. Beer op, al wil jy nie, al kan jy nie, of jy dink jy kan nie, jy kan. So veral as ons jonk is, dink julle heel waarskynlik nie aan wat het julle al alles bereik. Julle is nog op 'n go, ek wil nog daai graad hê, ek wil nog daai double story huis hê, ek wil nog whatever. Dis wonderlik, dis fantasties en dit is reg om te streef na beter. Moet nooit gaan sê, dis nou genoeg nie. Ons moet altyd streef na nog, maar net so moet ons streef na meer van God. As ek nou so erglik moet praat, vrek in jouself. Dood, en laat Jesus opstaan. Dat jy aangestap kom en dat mense nie sien, hy is nogal mooi aangetrek vir kerk, of sy het nogal 'n mooi dit aan, en sy het, dat mense sal sien, daar kom Jesus Christus aan. Dit is wie ek en jy moet wees. Dit is wat ons moet wees. En daar's verseker dinge in jou lewe, vra vir ons wat nou al 'n paar jare aangekom het, wat al 'n oupa en 'n ouma en al daai is. Daar's verseker dinge wat jy nie klaar gemaak het in jou lewe nie. Dis seker. Ag, sies tog man. Op 'n stadium het ek en my vrou saam geswat en sy is so voorbeeldig en sy is so gedissiplineerd en sy stiek toe haar. Ek pak lesenaartjie reg. Ek werk studieroosters uit. Elke dag moet ek soveel blaaie leer en elke dag moet ek soveel blaaie leer. En Nicoline het 3 latte groot gemaak en sy het nog ander mense se kinders ook gehad by ons huis en sy het huiswerk gedoen. Net al daai goeders. En Peri sit rustig daarbo. Ons het toe in 'n dubbelverdieping huis gebly en die son kom ons een kant op en die ander kant sak die son. Ek het die stoep vas toegebou daarbo en Peri werk wonderlike studieroosters uit, né? En al dood en ek gaan nog môre gaan ek 20 bladsye leer en as ek my kon kry moet ek 50 bladsye leer. En 2 of 3 dae voor die tyd, man, dan sien ek, wow, daar gaan die son. Woep, hier kom die son op. Dan is dit crunch time. So as jy val, dan moet jy onmiddellik opspring. En as jy nie kan opspring nie, sê net asseblief help my, trek my gou 'n bietjie op, dat ek kan opkom asseblief. Dat ek kan opkom. Ek het eendag mos so lekker uit my kar uitgeval. Ek was nie dronk nie. Maar
my vrou is toe nou nie daar nie, en ek gaan sit met die sak met glasflesse, gaan sit ek so plat, net so, poef, en ek voel hoe skiet dit in my rug. Ek is mos nou niks van medies nie, maar ek weet nie hoekom in my kop, het ek gedink, spring op, jou lyf gaan styf raak, spring op, en ek spring dadelik op. En ek het die kar laat was, die oggend, maar ek kan voel my rug is seer, maar ek stap om die blok, en so gaan ek kom toe eventually by 'n dokter, nou ook uit, en hy sê vir my, meneer, daai wat jy opgespring het, en dadelik begin beweeg het, is die beste wat jy kon gedoen het. En ek het nie gelus vir opstaan nie, hoor. My vrou was nie eens daar om te sê, oh, is jy right? Sy sê, I was home alone. Ek moes op my eie, en, want ek was daai oomblik so gedwing in afhanklikheid van God. Ek is so gedwing, want, ja, ek is 'n man, regtig waar, maar, jammer, sy gaan my natuurlik nou nog uitvat na die tyd, maar as jou vrou siek is, dan wonder jy mos soms, is dit regtig so erg? As jy siek is, so, ja, net so. Hou op, so op jouself fokus, asseblief, fokus op jou verhouding met God. Dit moet jou fokus wees. In die oggend jou oë oopmaak en sê, Here, wat gaan ek vandag doen vir u koninkryk? My rug is seer, my knie pyn, en ons is mos nou daar. Alles moet net eers lekker aan die gang kom, al die skeniere moet 'n bietjie olie kry, en dan gaan ons. Dis definitief goed wat jy nog nie gaan klaarmaak in jou lewe nie. Maar vir gelowiges is daar 'n wonderlike skrif, Filippense 1 vers 6. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag van 'n Christus Jesus kom. En dan die boodskapvertaling sê dit as volg: van een ding is ek seker, dit is God wat al hierdie goeie dinge met julle laat gebeur. Hy sal dit vir julle bly doen tot op die dag wanneer Christus Jesus weer kom. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Daarvan kan julle verseker wees. Dit was nie die Filippense mense wat so oulik en pragtig was nie. Nee, dit was nie. Dit was God wat hulle so suksesvol gemaak het. Hou op jou krag tap van 'n mens. Hou op jou vertroue sit in jou baas wat elke maand hy knoppie moet druk dat jy jou salaris kan kry. Dankie Here, U voorsien dan nou vir daai besigheid genoeg finansies sodat daai man die knoppie kan druk om my te betaal dat ek nou weer wie ook al kan betaal. God sal nooit iets in ons lewe begin sonder dat hy dit voltooi nie. Nooit nie. Maar ons het nodig om by God uit te kom. Ons het nodig om tot bekering te kom, deur hy doopbad te gaan. Ons het nodig om gevul te word met die Heilige Gees. Dis wat ons nodig het om te doen. Nie wat 'n mens daar van vooraf in die kerk vir jou so. Ek is 'n mens. Ek is feilbaar. Ek is oortuig in my hart. Hier's baie mense in die gemeente op wie se tone ek dalk soms trap. En dalk weet ek net nooit daarvan nie. Want ons is so op ons eie wagon. Ons is net so hardloop. En soms in ons gedrewendheid vertrap ons ander mense verskriklik. En wie lei die meeste daaronder? Die mense wat saam met jou agter daai voordeur by jou huis is. Hulle raak die slaansak. Hulle raak die een wat al jou frustrasies moet hoor. Hulle raak die een wat deurloop onder jou tong. Ondersoek jou hart. Wat het God in jou begin? Wat ons gaan vanoggend 'n baba hier inseën. Sy is hier ergens, moenie worry nie.
Toe sy in haar mamma se baarmoeder gevorm is, toe het God al begin. Toe het God al begin met die perfekte werk wat hy in haar lewe gaan wil doen. En God sal dit self, daai goeie werk wat hy in jou kom doen het, daai saadjie, sal hy self laat ontkiem. Self. Jy het nie nodig om, Jessie, gee my net 'n bietjie energy of so iets. Hou op jou krag sitte mense, asseblief. Hou geanker in God en bly geanker in God. Die een wat die saadjie geplant het. Die een wat daai ontwikkel het. Man, as jy by 'n kind se geboorte bystaan en vir my sê, jy glo nie aan die Here nie, ek weet nie of dit ooit sal gebeur nie. Daar's niks, ja, dis my persoonlike ervaring, dis so 'n heilige oomblik daar, wat gebeur, dat jy so bewus van God se teenwoordigheid, maar jy moet hom ken. Jy moet nie, dokter, jy moet nou kom, my baba kom nou, asseblief, jy moet jou vertroue in God plaas, asseblief, hou jou vertroue in God. In Jeremia 1 vers 5, soos ek nou ook gesê het, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy. Wow. Dis wat God vanoggend vir jou sê. Dis wat God vir jou sê vanoggend. Voordat jy in jou moederskoot gevorm was, het ek jou geken. Ek het jou geken. Ek het jou gekies. Ek het jou by die naam geroep en jy is myne. Ek het jou by die naam geroep en jy is myne. Wat maak ek en jy? Ons hoor God roep, nie nou nie, Here. Oor 'n jaar of 3, dalk oor 10, nie nou nie, Here. God ken jou. Hy ken jou sit, hy ken jou lê, hy ken jou opstaan. God ken jou binnekant, buitekant. En God is excited oor jou. God bly opgewonde oor jou, al val jy 100,000 keer. Al is jy so vol skaafmerke en stikkende merke. God het jou by jou naam geroep en hy sê, jy is myne. Kom hier, jy is myne. En wanneer die dinge so lekker rof raak, daar in die bokskruit en die duiwel kom en hy, dis mos sy manier, wanneer jy swak is. Wat het Paulus gesê? Wanneer ek swak is hy sterk. Wanneer jy swak is, sal God namens jou kon sterk wees, maar jy moet konstant bly uitroep. Hoe het hulle nou gesing hier so, I speak the name of Jesus over you. Spreek die naam van Jesus oor jouself uit. Man, maak jou oë toe en dan sien jy daar op Golgotha, en is 'n houtkruis. En aan daai houtkruis is 'n liggaam wat vasgespijker is. Né? Voete vasgespijker. Daai liggaam is uitmekaar uitgeskeur. Daai liggaam is basies vernietig. Hy's geskop, hy's geslaan, hy's opgespoeg en hy's vasgekap. Nee, aan 'n houtkruis. Hy het 'n spiesie in die sy, hy het wyn op 'n spons of wat ook al gekry. Wat het hy gesê? Dit is volbring. Hy het vir jou gesê, dit is volbring vir jou. Hy het vir jou gesê, vir jou is dit nou volbring. Ek het dit kom doen vir jou, en vir jou daar agter. Ek het dit vir jou kom doen. Jy moet dit vat, jy moet, Here, ek vat dit in sy totaliteit. Gaan jy vriende verloor? Hoogs waarskynlik. Gaan net dalk familie verloor? Kanse is goed. Hoekom? Want as jy aankom, is jy mos hulle gewete wat hulle aankla. Sonder dat jy hoef te boe of te ba, net die feit dat hulle weet, okay, ek weet, hulle bid en hulle lees hulle Bybel en they bid every day, soos sy gesê het in Thailand. Mag jy die lig wees wat in 'n donker wêreld daar buite rondskyn. Mag jy aankom en mense sê,
ek sien die lig van Jesus Christus binne in jou. Ek wil dit ook hê. Wat het jy wat so anderste is? Ek kan nou nie, hoe sê ons altyd, ek kan nie lekker my vinger daarop lê nie, maar daar's iets anderste aan jou. Wat het jy? Ek wil dit ook graag hê. Ek wil ook daai hê. God se werk in ons begin wanneer die Heilige Gees in ons inkom. Man, en ek sê nou gou vir jou, as jy ten volle oorgee aan die werking van die Heilige Gees, gaan jy soms weird dinge moet doen. Gaan jy dalk in 'n sentrum loop en die Here sê vir jou, stap na daai en sê net vir hom, ek is lief vir hom. En jy sê, nooit Here, never, ek gaan nie my naam so met 'n plank slat nie, hulle gaan my wegjaag. Jy gaan dalk soms moet weird dinge doen. Wees excited, man. Yes, Here. Yes, Here. Yes. Want daai ou het vandag net nodig om te hoor, hoorie, Jesus het jou lief. Net vandag. Ek weet nie wat in jou A-lewe of in jou lewe of wat ook al nie. Ek het so pretty much so ietsie van elkeen, ons ken mekaar, ons is 'n klein gemeente. Maar dalk het jy net vandag nodig om te hoor, Jesus het jou lief. Hy het jou onvoorwaardelik lief. En daai ou se hele dag, daai ou gaan dalk vir my sê, vertel my meer van daai Jesus. Hoe het jy geweet om vandag vir my daai te sê? Hoe het jy dit geweet? So, ons stap partykeers in sentrums en ag sy, my vrou is al so sensitief en dat kom ons in 'n winkel dan kry ek nou 'n woord vir iemand, dan sê ek, nee Here, ek ken hulle van geen water se kant af en dan loop ek. En elke winkel wat ons instap dan, so sy is nou al so, dan kap sy my en sy sê, het jy 'n woord vir iemand? Dan sê ek, ja. Dan sê sy, kan jy dit asseblief gee, dat ons nou kan aangaan met ons shopping asseblief? Want jy bly maar so half tens, jy weet dat jy weet, maar ons is ook daarom nog ordentlik ook. Net nou gaan hulle my afjaag, net nou, ek het hier in Pinkster het ek gesê, ek en jy word soms vasgevang in ons eie sê nou maar wêreld. Sê nou net. Sê nou maar dit gaan gebeur. Of hy of sy gaan so optree en sê nou maar net. Sê nou maar. Jy's later dan so opgewerk en ek kry nie asem nie. Ek kry 'n panic attack of hoe dit ook al in jou liggaam uitmanifesteer. Jy kan nie forever in 'n day loop met opgekropte emosies nie. Jy kan nie. Ongelukkig lewe ons in 'n wêreld en hier sit nou iemand wat dit nou jare terug al vir my gesê het. Ek het iemand in my selgroep vertrou en ek het gery na hom toe en ek het my hart gaan oopskeer voor en toe ek by my huis kom, toe ken die hele selgroep my ins en outs. Please man, asseblief. Gebed is nie 'n plek vir skinder nie. Gebed of 'n byeenkoms moet 'n veilige plek wees. Whatever hier ook gebeur, hoor jy, toe daai vrou daar agter opstaan die dag uit haar rolstoel uit, wat het ons? Ons het gejubel, ons het gejuig, ons het geskree. En wat doen die duiwel? Is dit regtig so? Ek wonder daarom. Ek wonder, wel, ek het dit met my eie oë gesien. Ek het haar nog tot hier voor daar gebring en ek het nou gedog, okay, toe jy nou hier kom, dis nou dalk genoeg, want nou moet jy jou sy het gesê, ek wil daar by die kruis kom. Nee, en sy het haar voet gesukkel, maar sy het hom gelig. Sy het hom gelig. Mense lê hulle hande op jou en hulle bid vir jou en jy voel nou niks nie. Ag, dis mumble jumble. Soms bid mense vir mense en hulle sterf. En nie een van ons weet hoekom nie. Nie een van ons weet hoekom nie. Dit is God se perfekte tyd. Sy perfekte tyd. Daarom sê ek weer en daar agter sit 'n rondlopende getuienis. Wanneer 'n dokter oorkant jou sit en hy spreek 'n woord hier oor jou uit en dit so 'n faal met 'n klomp goed, dan kan jy kies of ek vat daai of ek sê ek vat dit nie. Ek sê weer, ek is nie 'n dokter nie. My eie afleiding.
80% van jou genesing begin hier tussen jou twee ore. Hier. Almal ken nou die ou history van depressie, en natuurlik raak ons almal een of ander tyd, jy voel gedruk. Gaan jy toelaat dat die duiwel jou al verder insak? Gaan hy, man, my vrou het vir my gesê, man, ruk jouself reg. Ek dink, o Here, hoekom is hy so hard met my? Sy's tog, man, sy's 'n harde vrou, Here. Ek sê nou vir jou, as dit nie vir daai was nie, dan kon ek baie maklik daar gebly lê het. Ek kon baie maklik daar gebly lê het. En ek sê weer, hard en baie duidelik, dit was die pad wat die Here met my geloop het. Dis nie te sê die Here gaan met jou so pad op. En is daar iets spesiaal aan my? Man, ons almal is spesiaal in die oë van die Here. Ons almal moet nooit in die skaduwee van iemand anders nie. Dis vir my 'n veilige opsie om te sê, ergens tussen Genesis en Openbaring staan geskrywe. Toe Moses nader kom na die brandende bos toe, het God gesê, trek jou skoene uit, want jy is op heilige grond. Of voel jy dalk aangekla, ek kan nou nie sê Matteus 5 vers 9 sê so en so en so nie. Hou op so druk op jouself plaas om te perform, om ander mense te beïndruk. As jy dit kan doen, wonderlik, fantasties, dis hoe die Here met jou werk. Maar dis nie hoe die Here met jou werk, sorry, ek weet nou nie hoekom ek nou so op jou vashak vanoggend nie. Maar dis ook hoe die Here met haar werk nie. Vat dit hoe die Here met jou werk as jou unieke ervaring met God. So, jy weet mos, dikwels voel dit vir ons asof van net, ag man, daar gebeur niks in my geestelike lewe nie. Ek kan nie bid nie, ek kan nie Bybel lees nie, ek bly besig, ons het mos 10,000 verskonings. Jy moet 'n wilsbesluit maak, jy moet opstaan en, hy is nou daar my ander sak. En jy moet daai ou selfoontjie van hom, sit hom af, die wêreld sal nie vergaan nie, wat het hulle 30 jaar terug gemaak, toe hulle nog die handtelefoontjies gehad het. Hulle kon jou net bel as jy by die huis was. Nou kan hulle mos 24/7 bel. Of dit nou 6:00 in die oggend is, of dit 11:00 in die aand is, jammer dat ek nou so laat pla. Nee. Ek verstaan heeltemal, want vir daai persoon het hy dalk nie benul van die tyd nou nie, hy sit met hierdie issue. En dis goed om uit te reik. Ek sê net weer, hoe het jy 30 jaar teruggemaak om iemand in die hande te kry? Jy moes maar wag tot hulle by hulle huis se telefoon was. Ons het so cream eendag gehad, dink ek amper. Ons het almal gegaan na die knoppies toe. Ek kan nie onthou van. Maar ja, ek weet ook van daai nommer asseblief. Hier is iemand in ons kerk wat so pertinent altyd sê, hou op teruggaan na die verlede toe. Hou op teruggaan na die verlede toe. En ja. En dit is presies so. In Christus is ons 'n nuwe mens. In Christus het hy alles kom nuut maak. Die ou is verby. Die ou is verby. En as die duiwel die audacity het om jou te kom aankla oor 10 en 20 jaar terug se sondes, ek wil dan nie, ja. Dan sê jy vir hom, hoorie, ek het dit daar by die kruis neergesit. Ek weet hoe die Here daai enige untangle het, nie? But it's not my problem. Dis nie my probleem nie. Hou op dat die duiwel jou so woer. Hou op dat die duiwel jou so woer. En as jy voel, daar gebeur niks in jou geestelike lewe nie, dan gaan jy terug na Filippense 1 vers 6. Dit wat God in jou begin het, dit sal hy voltooi. Hou vas aan daai skrif. En julle kan nou maar gereed kom nou, one or other time, dit gaan nou wees, kom ons vertrou die Here. En hy laat jou groei in die genade, totdat sy werk in jou voltooi is. Hy sal nie ophou met jou groei nie, en as ek so ver mag gaan, ek dink nie ons sal ophou groei in God,
voordat ek en jy nie ons oë toegemaak het op hierdie aarde nie. So, kies om 'n leersame gees te hê. Kies om die Here te dien in volheid en waarheid. Nie 2 ure op 'n Sondag nie, of wat ook al nie. Ons almal het mos 168 dae in die week. Sy man. Hallo? Skies? Ag ja, ure, ja, maar ja, 108. Partykeers voel dit vir jou. Ja, kan ek dalk net 'n ekstra dagie kry nie, asseblief. Kan ek net of kan dit net so 'n uur ekstra wees? Ek gaan jou waarborg is soos geld. Hoe meer jy het, hoe meer het jy nodig. Dink maar so, ons almal wat so al oupas is en so aan. Dink maar toe jy begin werk het, né? 475 randjies het ek gepay. En ons het 'n huis gehuur en ek het elke dag toe Kaai toe gery op eie koste. En ons het groceries gekoop. Daar was nogal 1 maand toe my vrou bedank. Toe sa 'n pragtige R20 oor. Ek dink, wow. Maar toe het ek nou nog nie die Here so intens geken. Ek het geweet van hom. Ons almal het mos die Sondagskool ding gedoen en whatever alles en aangeneem voorgestel en wat gebeur dan? Goodbye. Ek was my lewe lank so gedruk om elke Sondag die wonderlike verskonings wat ons almal het. Tot in my geval tot die popo die fan geslat het en ek het regtig nie aan 'n keuse gehad om te sê Here help asseblief. Here help asseblief. In elk geval terug na die R20 toe. Ja. En daar kry ons 'n cheque in die pos van ek dink R300 van seker maklik 4 jaar vorentoe wat iemand my kar gestamp het en toe die bybetaling nou terugbetaal. En my vrou kon winkel toe gaan en vir ons 'n trolley vol kos gaan koop het. Nee. Wow man, ons is net die mense. En toe ons die telefoon kry, toe ons eers grand. Ons heg ons waarde aan ons besittings wat ons op hierdie aarde het. En sê ek vandag vir jou, verkoop jou grandhuis, verkoop jou grandkar, I'll never do it. Net so min as wat ek vir jou sal sê, hou op om jou pille te drink. Ek sal dit in my lewe nooit doen nie. As die Here jou so lei, en ek is nogal van daai gelowiges, as die Here vir my iets sê om te doen, dan sê ek, Here, kan jy dalk daarom nou net so iets sê, laat ek dit iets met my oog kan sien. Jy weet mos soms hier binne, jy weet dat jy weet, dis iets wat jy moet doen, maar kan jy amper soos ou Gideon, sy man, is meeste van ons nie maar so nie. Is meeste van ons nie maar so nie. Ek waarborg nou vir jou, ek kan vir jou waarborg vandag, as jy buitentoe gaan, en gaan vertel dat daai vrou het uit 'n rolstoel uit opgestaan en geloop, hoe maak hulle altyd? Hulle smaal net so, dit is wonderlik. Van I don't know. Ek was nie daar nie. Ek het dit nie gesien nie. Ons hoef nie mekaar te oortuig nie. Die Heilige Gees moet jou kom oortuig. Die Heilige Gees moet jou kom oortuig van die waarheid. En as jy daar in Israel se strate loop, man, as jy daar in die gat staan waar hy gelê het die nag voordat hy gekruisig is, dan kan jy nie glo. Jesus het gekies om dit vir my te kom doen. Met al my whatever. Elkeen van ons het 'n flaw in ons lewe en moenie dat die duiwel dit uitbuit en kom hamer op jou flaw nie. Moet dit nooit toelaat nie. Vat jou autoriteit in Jesus Christus op en staan en sê, hoorie, ek is Periforie, ek is 'n kind van God. Ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus en jy het nie die reg om my joy te kom steel nie. Amen.